So kom ons lees saam met die woord van die Here. Vanmôre ons saam gaan lees uit Eksodus hoofstuk 3. Die baie bekende gedeelte wat verwys na die roeping van Moses in Eksodus hoofstuk 3. Jy ken die verhaal van Moses en ek gaan vanmôre net so inleidend gesels oor sy lewe en dan môre aand gaan ek met die gesels oor Moses se reaksie toe die Here vir hom geroep het. En dan Dinsdag aand wil ek met u gesels oor die keuse wat Moses gemaak het om dieper te gaan saam met God, terwyl sy broer Aaron, wat die hoëpriester was, gekies het om dit nie te doen nie. Baie prakties met u gesels om u te bemoedig vir die pad vorentoe. En kom ons lees saam vanaf vers 1. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. En daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en die groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. En toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. En verder sê ek, is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. En toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklag deur hulle drywers gehoor, ja, ken hulle smarte. En daarom het ek neergedaal om hulle die hand van die Egiptenaars te verlos en te laat trek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en die Hetiete en die Amoriete en die Feresiete, Hewiete en die Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee hulle die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk die kinders van Israel uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het as jy die volk uit Egipte gelei het. En julle sal op hierdie berg vir God dien. Kom ons lees net tot daar uit die woord van die Here vanmôre. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om so saam te kan wees by die huis van die Here. En dat ons kan weet, Here, dat U reeds die inisiatief geneem het vroeg vanmôre, toe U begin werk het in elkeen van ons harte om vanmôre hier saam te kom by die huis van God. En Here, ons weet dat U 'n behoefte het om met elkeen van ons te praat en met ons harte, Here Jesus, te ontmoet, dat daar ook 'n vorming en 'n verandering kan wees. En daarom as ons na die woord van God kyk, Here, dan sien ons so heel dikwels die uitnodiging vir U, vir ons om te kom na U en U woord. En Here, dan wanneer ons die woord oopmaak, dan sien ons die kommunikasie van U wat graag met elkeen van ons wil praat, Here. En dan sien ons die transformasie wat plaasvind, die waterbad van die woord, as ons vir U toelaat om deur U Gees in ons harte te werk, ons te vorm en te verander, om soos die Here Jesus te kan word. En daarom bid ons vanmôre, Here, U wat ons harte ken, ons omstandighede, ons agtergronde, Here, waar ons vandaan kom vanmôre, maar ook die behoefte wat U vir elkeen van ons het vanmôre, Here, om U stem te hoor en bemoedig te word. Versterk omdat ons saam was in die huis van die Here en terug te gaan met nuwe moed en hoop vir dit wat U in gedagte het vir elkeen van ons. So seën nou vanmôre vir ons, Here, as ons so rondom U woord vergader. In U naams onwil bid ons dit. Amen. Jy weet, toe ek 'n jong seun was, het ek groot geraak in Beaufort Wes in die Karoo. En ek het 'n vriend gehad, sy naam was Willie gewees. Hy het 'n dokter geword later van tyd en
Hy woon vandag in Engeland, is 'n geweldige groot spesialis, maar ek onthou toe ons groot geraak het, het ons altyd in die middag daar by sy huis 'n bietjie gaan kuier. Sy ma het 'n groot winkel gehad wat ons nie gehad het nie, en hy het altyd so 'n bietjie ekstra sakgeld gehad wat ons ook nie gehad het nie. Daar was altyd so 'n paar los lekkertjies daar by die huis wat ons ook nie gehad het nie. En daarom kuier ons lekker by Willie, maar hy het altyd in die middag as ons by die huis kom, het hy sy kossies geëet en dan het hy daar voor die radio gaan sit en dat hy sy radioprogramme geluister. Van Fifi en van KWOS en die een program na die ander in die middag so van 1:30, 2:00 af tot so 3:00, 4:00 se kant. So as ons vir hom gaan kuier, dan moet ons saam met hom na die stories sit en luister op die radioprogram wat uitgesaai is. En dan so aan die einde van die eerste program wat hy geluister, dan word daar gesê, maar word vervolg, en dan speel daar 'n ou musiekie en dan moet ons die volgende dag teruggaan, of hy gaan ten minste in elk geval verder luister. Dis nou die tyd voor die televisie soos vandag. Nou, jy weet mos nou waarvan ek praat as ek vanmôre na daardie storie verwys, wat elkeen van ons kyk en so volg in Suid-Afrika, en dan is daar nie die woord wat gesê het, word vervolg nie, maar u weet en ek weet dat as 7de Laan nou vanaand opgehou het, dan gaan u môre aan verder kyk, want die storie word voorgesit, is eintlik 'n woordvervolging. As 'n mens kyk na die woord van die Here, dan vind 'n mens God se storie, wat eintlik begin by die boek van Genesis, en hy verwys daarna aan Genesis hoofstuk 3, as hy met Adam praat daaroor. Hy herhaal dit ook vir Abraham in hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 3. Daardie hele boek is God se boek eintlik. Maar as ons begin lees in die boek Exodus, net voordat die Here vir ou Moses hier ontmoet het, dan begin die boek Exodus met die woordjie en. Met ander woorde, dit is 'n voortsetting van die vorige boek wat ons gelees het van Genesis, wat daar die verlossingsplan aangekondig word van God se storie vir Suid-Afrika en ook so vir die res van die wêreld. En Jesus raak deel daarvan, sy geboorte, sy kruisiging, sy opstanding, die opvaart na die hemel, die wonder dat Jesus weer sal kom aan die einde van die tyd vir elkeen van ons. So van Genesis tot by die boek Openbaring is daar 'n storie van God geskrywe wat voortdurend in elke nuwe boek vervolg word as dit ware, wat 'n mens kan lees om te hoor van die wonder van ons Here en wat hy in gedagte het. En Moses raak so deel van God se storie en van God se plan. Jy weet, as ons gaan kyk na Exodus hoofstuk 6, dan vind ons eintlik daar die sleutelvers van die boek Exodus, wat hy verwys spesifiek dat die Here vir ons wil red, hy wil ons verlos, hy wil ons harte kom ontmoet, met ander woorde, dat ons vir hom tot seën kan wees en vir hom kan dien, met ander woorde, waar God vir u en vir my geplaas het. Maar as 'n mens kyk na Moses se lewe, hoe hy opgelei is in al die wysheid van die Egiptenare. In Handelinge hoofstuk 7 staan ons geskryf in vers 22 dit, dat hy opgelei is in die wysheid en was magtig in woord en daad van al die Egiptenare gewees. Ek ken die verhaal hoe hy 'n man vermoor het in die woestyn daar in Egipte se gebied en hy moes vlug na Midian om daar te gaan bly in die suidelike dele van daardie Sinai gebergte woestyn. Maar as 'n mens kyk na Moses se lewe, onthou 'n mens dikwels daardie film van Charlton Heston, is dit nie so nie? Hoe daardie man gestaan het met sy geweldige bos wit hare en sy baard, met ander woorde, en gestaan het met daardie 10 gebooie in sy hand en hoe hy die volk vooruit gelei het en sy hande omhoog gehou het en sy staf omhoog gehou het toe daardie rooi see oopgegaan het en dan kyk 'n mens na Charlton Heston se lewe en die beeld van Moses wat vir u en vir my geskep is, met ander woorde. En dan dink 'n mens vir jouself, maar dis 'n prentjie wat 'n mens nooit by sal kan uitkom nie. Dis asof ou Moses groter as die lewe self was in sy wandel en sy verhouding saam met God. Maar tog wil ek vanmôre vir u sê, as 'n mens kyk na ou Moses se lewe, al is hy opgelei in al die wysheid van die Egiptenare, al was hy die dogter gewees van Farao se dogter of die seun van Farao se dogter, al was hy die tweede in bevel van die weermag van Egipte gewees, was daar 'n oomblik gewees wat hy droog gemaak het en moes hy vlug vir sy lewe en vir 40 jaar bevind hy homself in die woestyn van Midian. Heeltemal uit sy comfort zone uit en vergewe die Engelse woord soos 'n sitting duck. Want jy sien 'n gans of 'n eend hoort nie in die woestyn nie, want daar's nie water nie. En die meeste van ons vind en voel vir onsself as ons kyk na ons eie lewe, hoe ons dikwels ons bevind in omstandighede, soos wat Moses homself bevind, buitekant sy comfort zone, in 'n tyd van ekonomiese resessie,
of 'n tyd van politieke onrus in ons land, of die ongemaklikheid wat dit meebring vir die meeste van ons mense. As ons kyk rondom ons, die effek daarvan in ons eie land Suid-Afrika, wat daar 'n tyd was wat ons 80% Christene was in ons land, wat ek vanmôre vir u wil sê is minder as 10%. Ons blanke populasie is maar 9.5% van Suid-Afrika, wat Engelssprekende mense insluit. Ons Afrikaanse kultuur is minder as 6% vandag in Suid-Afrika, waarvan 'n groot deel van daardie mense glad nie betrokke is by 'n kerk of 'n plek van aanbidding nie. Daarom bevind 'n mens jouself so dikwels soos in Ermelo in 'n gemeenskap met 7000 blanke Afrikaanssprekende mense wat nie in die kerk kom nie. En tog leef ons in 'n gemeenskap omring deur wit huise en wit besighede en wit mense. En ek weet daar is die mall van Rustenburg. Daar is mense wat daar deurstap van ander kulture en van rasse. En tog as ons rondom ons kyk, dan sien ons onsself asof ons bly in 'n blanke gemeenskap, maar ons is eintlik besig om te word soos ou Moses, 'n sitting duck in 'n gemeenskap waar ons eintlik geen sê of reg meer het in Suid-Afrika nie. En tog in daardie oomblik kom besoek die Here vir Moses. En sy lewe is 'n pragtige verhaal vir u en vir my van 'n verhouding wat met God begin en voortgesit is en mooi geëindig het saam met die Here. En ek wil vanmôre met u so 'n bietjie daaroor gesels. En 3 gedagtes wat die Here op my hart kom lê het vir u vanmôre. Die eerste gedagte wat ek sien in hierdie Eksodus hoofstuk 3, is die gedagte wat daardie ontmoeting met God by die bos bekend maak. Wat is God se plan vir Moses? Sien elkeen van ons vanmôre, as ons regtig eerlik wil wees met onsself, is daar 'n behoefte in elkeen van ons se harte, is dit nie waar nie, om dieper te gaan saam met die Here. Wat ons vanmôre saam gesing het, is om vir God te leer ken, intiem, en sy stem te hoor, en met hom ontmoetings te maak, dag na dag as dit ware, om die seën van die Here te ervaar, dat hy vir ons sal vooruittrek en vir ons sal voorsien, om sin in die lewe te hê, en dieper te gaan saam met God. En tog voel ons so dikwels soos ou Moses, soos 'n eend in die woestyn. Ons is opgelei. Ons het ons grade, ons het ons werksplek, ons het ons agtergrond, maar dikwels vind ons onsself asof ons leef in 'n gebied wat heeltemal uit ons comfort zone begin uittrek. En dis tog hier waar die Here vir u geplaas het in Rustenburg. Net soos ou Moses. En kyk wat gebeur toe die Here met hom praat. Hy sê vir hom, Moses, ek het 2 dinge in gedagte vir jou. Ek wil vir jou gebruik. En jy sien in daardie ontmoeting met God by die bos, ontdek Moses wat is die Here se uiteindelike doel met sy lewe. Hy ontdek sy destiny, met ander woorde, sy toekomsplanne wat God vir hom in gedagte gehad het. Al is hy opgelei in al die wysheid en moes hy vlug vir 40 jaar en gaan beland in die woestyn en sit daar as 'n skaapwagter, met ander woorde. Dit waarvoor hy gestudeer het, moes hy 'n koersaanpassing gemaak het in sy lewe. Soos baie van ons mense vandag in Suid-Afrika, wat in die onderwys is en poste moes verlaat en klein besighede het vandag, of miskien 'n ander tipe werkies doen. En dan kom praat die Here met jou in daardie omstandighede. En dan ontdek 'n mens, God het ook 'n toekoms vir jou en 'n destiny in gedagte, soos vir Moses. En God sê vir Moses, ek wil jou stuur. Ek wil vir jou gebruik. Dit wat daar aan die begin in jou hart was, om uit te styg by jou geslag en deur my gebruik te word om die volk te gaan uitlei, is nog steeds in my hart vir jou. En daarom lees ons in Jeremia 29, die Here sê, ek koester gedagtes vir jou van hoop, en ek het 'n droom in my hart, en ek het 'n toekoms in gedagte vir elkeen van ons vanmôre, al voel jy soos 'n sitting duck in die woestyn. Ek het 'n plan vir jou, sê die Here. En kyk wat was deel van God se plan. Hy sê, Moses, in die tweede plek moet jy teruggaan en die volk gaan uitlei uit ballingskap uit. En jy moet hulle bring om my hier te kom aanbid. En Moses ontdek in die tweede plek as deel van God se plan, nie maar net sy toekoms nie, of sy destiny nie, maar hy ontdek ook dat daar binne in daardie ontmoeting met God en sy plan,
is die uitlei van sy breë familie terug na die plek van aanbidding, die plek van gebed, maar beginnende by sy eie familie. Want jy sien, terwyl Moses daar by Jethro was, het hy nou 'n vrou getrou en 2 ou kindertjies gekry wat saam met hom gebly het daar by sy skoonpa Jethro, maar sy eie gesin en sy eie familie waarin hy groot geraak het, is nog in die land van Goshen. Daar is sy vader nog Amram en Jochebed met ander woorde, waarna verwys word in Eksodus hoofstuk 6 vers 20. Daar is sy broer Aaron en sy suster Miriam met ander woorde. Daar is hulle kinders. En daar's al die neefies en nuggies wat daarmee saamgaan en dan die breë familie van die vriende en die kollegas wat saam met hom groot geword het. En God sê, terwyl jy die volk gaan terugbring, gaan jy eintlik ook kyk na jou eie gesin en jou eie familie in hierdie omstandighede waarin hulle vasgevang is. Nou wat van u en van my vanmôre sal u sê? U sien, God het ook 'n plan vir u en vir my lewe. Want jy sien, God werk van ewigheid tot ewigheid. God is altyd besig om te werk. Hy werk vanmôre in Rustenburg, hy werk in Mosselbaai, hy werk in Pretoria by al die eredienste vanmôre. Want God se plan van ewigheid tot ewigheid is om die Here Jesus op te lig in die gemeenskap van Suid-Afrika, ongeag die kultuur. En dat die mense vir die Here Jesus sal aanbid as die verlosser en die hoof van sy kerk. Maar die Here se plan vir u en vir my as deel daarvan is om ons te vorm en te verander, dat ons gaandeweg al meer en meer gelykvormig sal word aan die beeld van die Here Jesus. Om soos Jesus op te tree, om soos Jesus te praat, om soos Jesus se verhouding met sy Vader na te volg en na te jaag, dat Christus in ons gelykvormig kan word en al die mense dit kan sien. Dis God se doel vir u en vir my. En dan daarmee saam sê hy, net soos die breë doel van Moses, bring die breër familie terug, sê hy. Binnekant daardie groot familie, sê hy, is ook vasgevang jou eie ou familietjie. En vir u en vir my om 'n impak te maak in Rustenburg omgewing, sê die Here, kom ons begin by jou vader, by Amram. Kom ons begin by jou moeder, by Jochebed. Kom ons begin by jou broer Aaron. Kom ons begin by jou suster vanmôre Miriam. Kom ons begin by jou vrou. Kom ons begin by jou kinders. Kom ons begin by jou skoonouers. Want die effek daarvan daar buite kan begin by die huwelik en by die gesin en by die gemeente en dan by die breë gemeenskap. God sê ons sal geen effek hê in Rustenburg as daardie ontmoeting wat u vanmôre en ek met God kan hê, die begin oorspoel op my vrou en my huweliksmaat en my gesin en my familie daar buitekant nie. En eintlik wat die Here vir Moses begin sê is, Moses, my ontmoeting met jou en my teenwoordigheid in jou en wat ek in jou gaan doen en deur jou gaan doen, gaan 'n duidelike effek laat op die mense wat rondom jou is, jou geliefdes. Jy weet nou, toe ons daar in Bultfontein was, toe kom staan 'n skoolhoof daar voor my, en hy sê, Franso, toe jy 2 jaar gelede in Hoopstad gepreek het oor stilte tyd, het jy die Woensdag uitnodiging gemaak, en ek en my vrou en my 2 kinders was daar. En daardie Woensdag aand het my graad 11 dogter, sy was toe graad 9, jou uitnodiging aanvaar en opgestaan en haarself verbind om die Bybel te lees en te bid. Hy sê, ek wil vanaand vir jou sê, dis nou 2 jaar. Sy het nog nie 1 dag gemis wat sy met die Here ontmoet het in die lees van haar Bybel in gebed nie. En ek sê, wat is die effek daarvan in haar lewe? Wat beteken dit vir haar of die mense rondom haar? Hy sê, weet jy, ek sal nie verbaas wees as God haar roep in voltydse diens eendag in die volgende paar jaar en selfs om te gaan studeer in teologie of uit te gaan as 'n sendeling, want daar's 'n ding wat begin brand in die binnekant van haar hart en sy is 'n voorbeeld vir ons. Hy sê net 'n paar maande van tevore, toe sy terugkom van Bloemfontein af, nadat daar 'n sportbyeenkoms was, 11:00 die nag, het haar neefies en niggies saam met haar in die kamer geslaap en 11:30 die nag toe haal sy die Bybel uit en toe sê sy, kan ek maar vir ons 'n stukkie lees en saam bid voordat ons gaan slaap vanaand? En sy sê, die familie praat daarvan.
Van hierdie tienermeisie wat uitstyg bo haar geslag in Bultfontein en die familie. Jy sien, God sê, wat ek vir jou gaan sê en vir jou gaan doen, en as jy daarop gaan reageer, gaan 'n duidelike effek hê op die mense rondom jou. Jy sien, al wat die Vader moes doen, is net om sy kind kerk toe te bring. En God het haar self ontmoet. Jy sien, God se plan vir u en vir my het nog nooit verander nie. Dis nog dieselfde deur die eeue heen, om deur hom gebruik te word, om vir jou geliefdes, en vir jou gesin, en vir jou familie, en vir jou neefs, en vir jou niggies tot seën te wees, en daar waar God vir u en vir my geplaas het. Terwyl hy ons vorm en verander, want sy droom is om soos sy seun te word, die Here Jesus. Ja, daar die kind wat so rebels is by die huis. Ja, daar die vrou wat so half nikkerig is amper, as dit ware. Moet ook soos Jesus word. Maar God sê my plan vir jou vanmôre, my kind. Al bevind jy jouself hier in Rustenburg in omstandighede wat vir jou voel jy's heeltemal buitekant jou comfort zone. Jy voel soos 'n sitting duck. God sê, ja jy, wat sê jy kan nie praat nie. Ja jy, wat sê jy kan nie bid nie. Ja jy, wat sê ek weet nie om my familie van die Here Jesus te vertel nie. Ja jy, wat nie weet hoe om kerk toe te kom op 'n Sondagmôre, of om die Bybel te lees en waar om te begin nie. God sê, ja jy, ek het 'n plan vir jou lewe hier in 2013. Ek het 'n plan om jou vrou te kom seën, en jou man te kom seën, en vir jou gesin en jou kinders tot seën te wees, en jou gemeente familie hier in Rustenburg Protea Park, en vir die breë gemeenskap waar ek jou geplaas het. En Moses ontdek God se plan. Maar Moses ontdek 'n tweede gedagte, hy ontdek dat God het 'n plek. Ons sien in vers 1 het ons gelees vanmôre in vers 12, dat die Here sê vir Moses, ons gaan jou by die berg ontmoet, die plek, wat later verander is van die berg Horeb na die berg Sinai. En jy sien, wanneer 'n mens God ontmoet, begin 'n mens se fokus, en selfs 'n mens se naam begin verander. O Jakob se naam het mos Israel geword in sy ontmoeting met die Here. En Moses begin ontdek met daar's 'n plek van ontmoeting met die Here, wat in die eerste plek geografies was. Dit was 'n fisiese berg, daar waar hy gaan sit om met die Here te gaan praat. En toe die volk terugkom, nadat hulle getrek het deur die woestyn, toe bring die Here vir hom terug na die berg daarbo, en daar ontmoet Moses weer vir God by die plek van aanbidding, en die plek van ontmoeting. Maar die plek praat ook van 'n geestelike plek. Plek waar daar ruimte was in Moses se hart vir die Here. Nou wat van u en van my? Jy sien, wanneer ons by die plek van die Here ontmoet met hom, dit kan ook 'n geografiese plek wees, dit waarna Jesus verwys het in Matteus hoofstuk 6. Gaan dan daar by die binnekamer en gaan bid tot jou Vader wat in die verborgene kan sien, en hy gaan jou in die openbaar vergelde. So die Here Jesus sê, daar by die huis, daar by jou vrou en daar by jou kinders, moet daar 'n plek wees waar jy met God kan ontmoet. En as jy daar gaan instap by daar die binnekamer plek, en dan weet hulle maar pappa het gaan stil word en mamma het gaan sit, en al trek 'n mens soos Susanna Wesley bloot eenvoudig die buitekantste deel van haar rok oor haar kop, en sy het op haar knieë gesak, dan weet die kinders in die huis, mamma was besig met God, want sy het 'n plek van aanbidding gekry. Jy sien, die meeste van ons het 'n stoel daar by die huis waarop ons sit, en die remote control is nie ver nie, want dis wat ons beheer as ons sport kyk of na ons stories. Dis jou bank. Dis jou stoel, wat jy uitskop. God sê dis jou plek, waar die familie jou gaan soek. Jy weet toe Paul Creer 'n ou man was, op 'n dag het hy gaan soek na sy brille, en hy kon sy brilletjies nie kry om te lees nie. En toe vind hy sy brille lê op die Bybel, by die plek waar hy altyd die skrif gaan lees het, Paul Creer, waar hy met God ontmoet het, 'n plek. Maar daardie plek is ook 'n plek in die hart. Met ander woorde, ons hoef nie 'n plek te wees
by 'n plek te wees en te vind elke dag. Dis goed en dis mooi. Maar sien, as jy met daardie motorkar van u en my ry, dan kan jy ook met die Here ontmoet. As jy gaan sit daar op 'n trein of 'n bus of by die werksplek of 'n plaaslike restaurant, kan daardie plek ook 'n plek van ontmoeting word met die Here. Geografies ja, maar ook 'n plek van ontmoeting in die hart, want daar's ruimte, daar's 'n behoefte om met God te praat, om met die Here te ontmoet in die binnekant van jou hart. Het jy so 'n plek vanmôre daar by die huis? 'n Plek waar jy kan stil word. Is daar ruimte in die hart vanmôre vir die Here hier in die begin van die nuwe jaar? 'n Behoefte om dieper te gaan, meer van God te leer ken, om sy stem te hoor. Want die Here sê, ek het 'n plan vir jou lewe. Ek wil jou vorm en ek wil jou verander en ek wil vir jou gebruik om tot seën te wees. En ek het 'n droom vir jou, sê die Here. Maar dan moet daar aan die binnekant van jou hart en jou lewe ruimte kom vir my, vir 'n plek van ontmoeting. En Moses ontdek in die laaste plek die Here se pad wat hy stap met Moses. Jy weet, terwyl ou Moses besig was om jou skapies op te pas van sy skoonpa, tref daar 'n ding om skielik. So uit die hoek van sy oog is daar 'n ding wat gloei. En toe hy kyk, toe sien hy maar dis 'n bos wat brand, wat nie uitbrand nie. Jy sien daar in die woestyn van Sinai is klein struitjies wat daar staan. Hier en daar hoër een, maar klippe en sand en woestyn. En skielik is daar 'n bosse wat begin brand, met die hitte wat daar is, dan brand die bosse vinnig uit. Maar die bos brand, en hy brand nie uit nie. Die brandende braambos soos hy bekend geraak het. Maar al wat die Here daarmee in gedagte gehad was bloot eenvoudig om die aandag te trek van ou Moses. En toe begin die Here met hom 'n pad te stap. Hy roep hom by die naam. Hy sê Moses, Moses. En toe kyk Moses. En ek weet ek kan vanmôre vir u sê dat die Here ken vir u by die naam al 7 biljoen mense van ons in die wêreld. Maar God het nie na Moses gekyk en vir hom geroep en gesê, hey jy, kom 'n bietjie hier, of gevleit, of sy aandag probeer trek, afgesien van die bos wat brand nie. Hy het hom by die naam genoem. Want God ken sy naam. Die skrif sê mos vir ons in Jesaja 59 vers 16, elkeen van ons se name is opgeskryf in die handpalms van die Here onse God. Hy ken vir u vanmôre by die naam. Hy ken François se naam, hy ken Oscar se naam, hy ken Dominee Dion se naam by die naam. Hy weet presies wie u is en wie ek vanmôre is. En toe hy sy aandag gekry het, en hy het gedraai en gesien die bos en hy het sy stem gehoor en daarop begin reageer, toe sê die Here vir hom, Moses, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Eers trek hy die aandag, toe praat hy, toe begin die opdrag kom. Waarom moes Moses sy skoene uitgetrek het? Ek dink daar's 'n paar redes daarvoor. Kom ek gee vir julle 'n paar gedagtes, net kortliks te wille van ons tyd saam vanmôre. As jy as 'n mens in die woestyn stap, dan tel 'n mens stof op in jou sandale. En daarom die gebruik in die Nuwe Testament, as 'n gas by jou kom kuier, dan word die sandale uitgetrek en water gegee vir jou voete om jou voete te was as gevolg van die stof. En die Here sê in die wêreld wat ons vandag onsself bevind, tel ons ook stof op. Jy sien, elke dag stap u en ek in die wêreld. U gaan na die mall toe hier in Rustenburg. U sien beelde daar van die pragtige vroueklere in die vrouewinkelsentrums wat ons manne na kyk. Ons sien kennisgewingborde met skrapse mense klere aan. Ons hoor mense praat rondom ons en vloektaal gebruik. En soos my kind sê, papa, daar by Waterkloof, hoor ek die woord van oh my God en Jesus Christ in die S-woord en die F-woord meer as 100 kere per dag, sê sy. Dis nie eers vreemd vir ons om dit te hoor nie. Dis hoe ons kinders praat by die skole. Dis die goed wat ons na kyk elke dag in die shopping malls en die koerante en die tydskrifte sonder om te preek daarteen vanmôre. Maar ons tel stof op van die wêreld. Is dit nie waar nie? En vanaand as ons by die huis kom, dan sit die beeste van die beelde in ons gedagtes vas in ons onderbewussyn.
En hier kom Moses en die Here sê vir hom, Moses, trek die skoene van jou voete af, want jy is besig om stof op te tel. So wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, wanneer ons die Here se plan begin ontdek, en daar by die plek van ontmoeting kom, in my hart, in my geografiese plek, en ek begin stil word, omdat ek die aandag van God gekry het in my hart, en ek het my stem gehoor, en ek het gekom, want ek het 'n behoefte om dieper te gaan saam met hom, sy stem te hoor, en meer gevorm te word, dan sê François, voordat ek met jou kan praat, trek net eers die stoffies af van jou skoene. Staan daar nie geskryf in Psalm 24, wie mag klim op die berg van die Here, wie mag kom staan in sy heiligdom, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy wat nie vals sweer, of sy hart ophef tot nietigheid en leentaal gebruik nie, ja hy gaan sien en wegdra van die Here. Frans, wat trek hy die skoene van jou voete, daar is stof op jou voete, daar is goed in jou hart, daar is goed in jou oë wat jy gesien het, goed wat jy gehoor het vandag terwyl jy gestap het. En dit gaan maak dat jy my stem nie hoor, of my kan ontmoet wat heilig is nie, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Maak skoon, sê hy, dat ek met jou kan praat oor jou toekoms. Kom ek vra vir u vanmôre 'n vraag. Wat se stof sit vanmôre vas in jou sandale, waarmee jy kerk toe gekom het? Miskien nog beelde van gisteraand se televisieprogramme, vloekwoorde wat nog 'n bietjie refrein in die onderbewussyn, goed waarna ons gekyk het, gedagtes wat begin vorm aanneem, bekommernis oor ons land, ons self begin opwerk oor die dag van môre as ons moet werk toe gaan, en ons is nie lus daarvoor nie, want ons het 'n moeilike baas of 'n kollega. Die Here sê, my kind, kom trek jou skoene uit. Want daar is stof aan jou voete vanmôre. Maar weet jy wat sê die Here ook daarmee saam? Hoekom is hy die skoene uittrek? Jy sien, Moses het sy skoene self gemaak. Na 40 jaar in die woestyn het hy 'n paar skaapvelletjies gevat en dit mooi gemaak vir sy voete. En die Here sê vir hom, my kind, trek die skoene uit, want kom staan hier op 'n plek wat ek gemaak het. Daar waar jy staan is 'n plek wat jy gemaak het met jou skoene, maar kom staan hier. Jy weet jy wat wil die Here dikwels daardeur vir 'n mens sê, my kind, as ek in jou hart begin werk, en as ek met jou begin werk, en as ek deur my gees in jou vrou moet begin werk, of jou man of jou kinders moet terugbring wat daar in die wêreld 'n pad gaan stap het, of as ek jou werksplek of jou gemeenskap moet verander, dan moet dit op my voorwaarde wees, sê die Here. Want ek weet om hulle harte aan te raak, hulle behoeftes te vervul. Want toe jy probeer het 40 jaar van tevore, Moses, het jy mos gefaal. Ons lees dit mos in Handelinge hoofstuk 7. Moses het gedink dat die volk sou verstaan dat God hulle verlossing sal gee deur sy hand. Toe u probeer het om u vrou te oortuig, ek onthou jare terug, my pappie was 'n volslae alkoholist gewees. En op 'n dag was ek so siek en sat vir daardie atmosfeer en vir die drankasem by die huis. As 'n jong seun, toe stuur ek vir hom 'n bandjie wat iemand gepreek het van die bottel of die Bybel. Miskien sal dit my pa verander. Toe het hy 'n woede-uitbarsting gehad by die huis. Hy was vir my baie kwaad. Van wie is ek om vir hom te sê hy het 'n probleem? En ek het dit nooit weer gedoen nie, behalwe voor God gaan buig en vir hom gebid. En een Sondagmôre in 'n gereformeerde kerk in Tygerberg het hy hier voor die kansel kom staan, terwyl hy langs my sit in 'n kerkdiens soos vanmôre en begin snik, en toe praat die Here met hom in sy hart, in 'n gereformeerde gemeente, en hy kom staan sommer hier voor, terwyl dominee preek, en daardie môre doen God 'n werk in my pa se hart, daardie rooi gesig met die bloedbelope oë, het 'n sagte wit en 'n ligbruin kleur geword. Moses, trek jou skoene uit, want jy het dit self gemaak. Ek kan werk met jou vrou baie beter as jy, of met jou man, of met jou ou kindertjies. Maar dit gaan op my metode wees, sê die Here, wat ek aan jou sal bekend maak, stap vir stap.
Maar jy moet by my kom ontmoet, vader van die huis, moeder van die huis, kinders. Jou pa is nie te moeilik vir die Here nie. Jou vrou en jou man ook nie, jou neefs en jou niggies ook nie vanmôre nie, want u sien daar's niks wat by God onmoontlik is nie. Ek sluit af, my tyd is seker verby, maar u sien daar's 'n derde rede waarom mens die skoene moet uittrek. Want wanneer 'n mens die skoene van jou voete uittrek, dan stap ons kaalvoet. En die meeste van ons voete het al sag geword, is dit nie so nie? Sag geword. En as ons dan begin stap in die veld, en selfs oor 'n sportveld, dan voel 'n mens hier en daar die ou dubbeltjies en die ou klippietjies wat steek en die klein takkies wat daar lê, dan stap ons 'n bietjie versigtiger waar ons besig is om te loop, want ons wil nie ons voete seer maak nie. En God sê vir Moses, trek uit jou skoene, begin versigtig wandel met my. Begin so 'n treukie terugtreë, stap so 'n bietjie stadiger, met ander woorde. Begin kyk waar jy loop, begin kyk wat jy sê, begin kyk wat jy doen. As jy nou by plaas in Bultfontein, het ek my motorkar parkeer voor die huis van die agterdeur van die plaashuis waar ek gebly het. En op 'n dag stap ek daar uit, nou in die week wat verby is, sommer so 'n paar plakkies aangetrek en ingehardloop na die kar toe om 'n boksie goed te gaan haal en terug te gaan na my rekenaar om te gaan werk. En ek het uitgehardloop na die kar, seker van hier waarna Dominee sit en teruggekom en die goed neergesit en begin werk op my rekenaar. En die volgende oomblik skree daar 'n swart vrou daar buitekant en toe hardloop ek uit na buite. Sien ek met daar tussen die agterdeur se stoepietjie daar waar my kar staan wat ek oorgehardloop het om daai boksie te gaan haal, toe lê daar 'n geelslang. En hy lig sy koppie so op, reg om te pik. En toe besef ek het boor om gestap en gehardloop, dit nie eers gesien nie. Maar toe ek daar weer uitstap uit die huis, het elke oomblik daarna, van die huis na my motor, na die plek waar ek moet wees, al het ek plakkies of skoene gehad, het ek 'n bietjie stadiger gestap en uitgekom en links gekyk daar by die rotsteentjie en regs gekyk daar by die trappe en gekyk daar by die voordeur van die kar, met ander woorde, en ek het versigtiger begin stap na my motorkar toe, want ek was ingestel op die gevare van 'n geelslang. En God sê, trek jou skoene uit, my kind. Stap stadig daar by die skool, daar by die huis. Verminder die tempo van jou lewe en maak tyd vir my. Begin versigtig leef, soos wat Jesus praat van die slange en van die duwe. Jy sien, Moses ontdek God se plan. Hy ontdek, God het 'n plek vir hom in gedagte om hom te ontmoet. En toe ontdek Moses, God het 'n pad wat hy met hom wil stap. Hy trek sy aandag, hy hoor sy stem, en dan begin die Here vir hom opdragte gee. En dan as 'n mens gaan kyk na sy lewe, ontdek 'n mens een ding na die ander, hoe die Here vir hom stap vir stap gelei het, tot by daardie plek in Eksodus hoofstuk 24, waar hy opklim daar teen die berg. Aan 'n halfpad sit hy in die wolk saam met ou Aaron, sy broer. Daar staan geskrywe, en Moses het God van aangesig tot aangesig gesien, Eksodus 33, nadat hy saam met God geëet het in Eksodus 24. Die sitting duck in die woestyn, moedeloos, sy droom verlore. En hier kom die Here en trek sy aandag en praat met hom en gee hom 'n opdrag, en stap vir stap begin hy hom ontmoet. En hy begin hom inlei in die hoër hoogtes om daar te sit in God se teenwoordigheid en na 40 dae af te klim vanuit die berg met 'n gesig wat geblink het soos die van 'n engel. En God sê vanmôre vir u, dis ook vir jou. Al voel jy soos 'n sitting duck, 'n eend in die woestyn, omring deur probleme, huweliksprobleme, gesinsprobleme, gemeenskapsprobleme, landsprobleme. God sê, ek het 'n plan vir jou lewe. God sê, ek het 'n plek waar ek jou wil ontmoet. God sê, ek het 'n pad wat ek moet stap saam met elkeen van julle, want ek het iets in gedagte. En ek wil vanmôre vir u sê, skep moed, want niks
is by God te groot of onmoontlik vir jou nie. Al voel dit nie vanmôre so nie. Jou probleem en jou omstandigheid in die woestyn, jou vooruitsig vir die nuwe jaar en jou werk en jou skuldelas is nie te groot vir die Here nie. Maar hy sê, kom trek jou skoene uit. Kom maak die stoffie skoon die week aan die begin van die jaar. Laat ek met jou praat, stap vir stap, oor my plan en my doel vir jou vir die jaar. En kom stap saam met my, want ek sien vir jou, daarbo sit in die hemel saam met my, daar op die berg, in gemeenskap van aangesig tot aangesig, want by God is niks onmoontlik nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie. Dankie vir die voorreg wat ons het om vir U te mag ken. En te kan weet vanmôre, ons kan moed skep, o Here, want U het 'n plan vir ons lewe. Here, U het 'n plek in ons harte geskep waar U ons wil ontmoet. En soms ook 'n geografiese plek, Here. 'n Binnekamer, 'n stoel daar by die huis, 'n motorkar as ons ry. U wil 'n pad stap saam met ons, Here. Dit begin wanneer U ons aandag trek. U moet ons praat dat ons U stem kan hoor. En dan moet ons, Here Jesus, stap vir stap opdragte te deel. U hart bekend te maak vir onsself. Met hierdie geweldige uitdagende belofte. Dat U teenwoordigheid in ons, Here, en dit wat U met ons gaan doen, gaan 'n effek laat op ons vrou, ons man, ons kinders. En daar waar U vir ons geplaas het, as deel van U breë plan, om hierdie kerk, vir Dominee Dion, en vir Jan Hendrik, en die kerkraad te gebruik, en elke lidmaat van die gemeente, Here, om 'n getuie te wees van die wonder van God se liefde in 'n gemeenskap waar U vir ons geplaas het. Here, waar ons vanmôre, selfs as kerkmense, lidmate van die gemeente, as Christene al meer en meer begin lyk en begin voel soos 'n eend buitekant die water in 'n woestyntyd. Maar dankie, Here, dat ons kan weet vanmôre dat daar niks onmoontlik is vir U nie, want by U is alle dinge moontlik. Amen.